sê en welkom by Reispret. Ons is hier net suid van Walvis Bay by Pelican Point of Pelikaan Punt se vuurtoring. Pelikaan Punt se vuurtoring is in 1932 geopen deur die Suid-Afrikaanse regering wat op daardie stadium in beheer van hierdie hele area by Walvis Bay was. As jy hou van wildkyk, robbe kyk, dolfyne, walvisse, mola molas. What is mola molas? Google says that mola molas are sunfish. They weigh between 250 and 2,000 kilograms and they like to float on the surface. I've never seen one in my life, but if you do see one at Pelican Point, please do send us a picture so that we can believe you. Hier op die linkerkant kan jy nou die douanepos sien net voor Swakopmund. Gelukkig was daar nie enige Namibiane daar om ons voor te keer op pad na Swakopmund en op pad na Walvis Bay toe nie. Ons is nou op die pad tussen Windhoek en Swakopmund en ons gaan nou hier voor links draai. Daar's 'n nuwe pad wat gebou is agter die duine verby wat na Walvis Bay se kant toe gaan. In the old days we used to use the road between Swakopmund and Walvis Bay going by the side of the sea. Now there's a new road built behind the dunes and it's actually a very decent highway. This is actually the turn-off on the freeway. You take it to the left and you just continue straight. Wat vir my lekker was om op hierdie pad te ry, is die natuur skoon. Dis natuurlik iets wat jy oral in Namibië of in Suidwes kry, maar wat hier lekker is jy ry op 'n teerpad deur die Namib woestyn. Wanneer jy Swakop toe ry van Windhoek af, dan kry jy halfwoestyn. Jy het klippe en sand rondom jou. Maar hier het jy letterlik die woestyn, die duine rondom jou. Jy kan die duine daar op die regterkant sien. Dit is die Namib woestyn hierdie. And I think this is wonderful because even someone who does not own a 4x4, even someone with a normal Toyota Corolla, with a normal Volkswagen Golf or Polo or whatever you are driving, you can drive on this road, you can have a look at the Namib Desert in all its glory. Hierdie pad is ook glad nie so besig soos 'n mens sou dink nie. As jy dink, dit is deel van die Trans-Kalahari hoofweg wat strek van Walvis Bay deur Windhoek, deur Botswana na Johannesburg en Pretoria. Hierdie pad is glad nie so besig nie. Hier's amper nie voertuie op hierdie pad nie. But you can see they are still building this road. Actually, there's quite a lot of flyovers that are still being constructed. Who is going to use them? Nobody knows. Maar hulle bou nog steeds aan hierdie pad. Jy kan oral sien hier's padwerke aan die gang. Hier tussen Swakop en Walvis Bay is groot ontwikkelings aan die gang. Hulle is besig om hier agter die duine nog 'n dubbelpad klaar te bou. Met afritte wat hier seker by Walvis Bay ingaan. Daar lê die duine daar agter. Daar kan 'n mens sien is hulle nog besig om te werk. Aan die ander kant is hulle ook nog besig. En hier is 'n groot nuwe afrit wat amper klaar gebou is. My vraag is net, waarvoor word al hierdie goed gebou? Suidwes is die, of Namibië, is die tweede eilste bevolkte land in die wêreld. Hier is nie mense om al hierdie paaie te gebruik nie. Is hulle van plan om mense in te voer? Of wie gaan hier bly om hier te ry op hierdie paaie?
But you can see there's big money talking. Everywhere where they are building these roads, big money. In die suide, op pad van Suid-Afrika af, is die paaie baie sleg. Tussen Keetmanshoop en Mariental. Selfs Mariental na Rehoboth is die pad taamlik sleg. Van Rehoboth na Windhoek is die pad beter. And in the north, the roads are quite good. Hierdie T-aansluiting wat ons nou hier kry, is die pad wat van Walvis Baai af na Windhoek toe gaan, deur die Kommershooglandberge. Dit is al die jare nog 'n grondpad gewees, wat reguit deurloop. En baie min mense het dit gebruik, want jy het al mekaar bande verloor daarso. Maar nou lyk dit vir my is daar ook 'n plan om hierdie pad te teer. Dit sal seker nie nou gebeur nie, maar een van die dae. Walvis Bay is also well known for its bird life. And we're going to watch some birds. Well, at least for 5 minutes maybe, until we get bored. Before you get to Walvis Bay, on the left-hand side of the road is the Walvis Bay Bird Sanctuary. And here you can watch birds to your heart's content. As jy 'n voëlkyker is, dan is hierdie 'n plek waar jy rus en vrede vir jou siel kan kry. Hier op die lughawe pad so eentjie voor Walvis Baai is 'n bird sanctuary, voël habitat. Hier is baie van die flaminke ook. Okay, and that is enough bird watching for one day. Ons moet in Walvis Baai uitkom, want ons wil nog Pelican Point toe ry. Ons wil nog gaan kyk hoe lyk dit daar by die sout. En ons wil graag hy vuurtoring sien. And most of the flamingos are in the Walvis Bay Lagoon, not in the bird sanctuary. So ons gaan nog kans hê om flaminke te kyk, net nou. Walvis Baai is aan die weste kant van Namibië, op die rand van die Namib-woestyn. Bartholomew Dias het die eerste keer hier ingevaar, in 1487, en hy het toe agtergekom dat hierdie die enigste diepseehawe is, aan die weste kant van Afrika, in hierdie area. Ten spyte van die ontwikkelings wat in Lüderitz plaasgevind het die laaste paar jaar, kan Lüderitz nog steeds nie sulke groot vragskepe hanteer, soos die hawe by Walvis Baai nie. Walvis Baai is verbind aan Windhoek deur middel van 'n lughawe wat net die buitekant is, spoorweë en natuurlik hierdie fantastiese paaie wat hulle op hierdie stadium bou. Walvis Baai is die plek waar die Koeisep rivier in die see uitmond. Die Koeisep rivier is nie 'n standhoudende rivier nie, dit hang maar af van wanneer dit reën en of dit reën. The Koeisep River got its name from the Topnar people of Namibia. The Topnars is one of the branches of the Nama tribes in central Namibia. I'm just going to do a quick stop here at the tourist office in Walvis Bay to get a decent map of where to go to reach Pelican Point. Ek was al een keer van tevore by Pelican Point gewees, dit was 7 jaar gelede en dit was een van die lekkerste ervarings wat ek ooit gehad het. This is the Information Bureau or the Tourism Office in Walvis Bay. Iets wat my altyd opval van Walvis Baai, is hierdie massiewe palmbome wat hulle oral het. Dit is asof iemand die plek beplan het as een of ander oase in die woestyn, of aan die kant van die woestyn. En toe het hulle nou hierdie klomp palmbome geplant. Die palmbome is oral in Walvis Baai. Hierdie paar wat hier voor ons is, lyk baie goed. As van die palmbome wat op die ingang van die ou pad wat van Swakop af inkom Walvis Baai toe, wat verskriklik windverwaaid lyk deur die oosweer. En daar is sommer 'n lang laning van daai bome geplant. Ek sal dit vir jou op 'n ander video wys. On our right hand side we have the very well known Walvis Bay Lagoon. Die Walvis Baai Lagoon is baie bekend vir die flaminke wat daarin is. You can actually travel with a normal 4x2 vehicle. You can see the road in front of you. And on your right hand side you will see there's lots of parking spaces where you can sit and watch flamingos the whole day.
Ons gaan net gou vinnig stop hier aan die regterkant om ons bande af te blaas. Die pad wat ons gaan ry, kan jy nie met 'n gewone voertuig ry nie. Jy kan dit nie teen gewone banddruk ry nie. Dis nou tyd om ons bande bietjie af te bring. Bande is te styf. Daar in die sand te ry. Ons gaan die bande nou afbring na so 1.5. For rough terrain and especially sand, I like to use a tire pressure of around 1.5 bar. If the sand is very thick, you can go down to 1.2 bar, even 1 bar. The idea is to get your tire as broad as possible, so that you don't drive in the sand, you drive on the sand. Just be very careful not to drive too fast with a low tire pressure on a hard road. Also, the lower your tire pressure, the higher the risk that you can lose a tire. A tire will easily come off the rim if you turn too sharp, if the tire is too flat. Hier op ons regterkant is nou heeltyd die Walvisbaai se strandmeer met sy pragtige flaminke en ander seevoëls. 'n Mens moet nie verbaas wees oor die pad so besig is nie. Hierdie pad lei ook na Van Walvisbaai se gewildste visvangplekke. Dit gaan nie net na Pelican Point toe nie. Hierdie paadjie gaan nou uit Walvisbaai uit na die suidekant toe. En hier suid van Walvis is daar 'n soutwerke. Hier voor Pelican Point, of Pelican Punt, is een van die grootste soutmyne in die wêreld. Yes, this is one of the biggest salt mines on Earth. It's always difficult to believe that the salt that we get on our tables, most of it comes from the sea, and it is water that is basically evaporated and then it becomes salt. They scrape it together and it becomes heaps of salt. On your right hand side you can see what is called a man-made salt pan. What happens is they pump the water from the sea onto the ground, the water evaporates and the salt stays afterwards. That is why the ridge on the side of the road is so high, so the water do not come over the road. It is basically like a dam that dries out and then you get salt. Hier aan weerskante van die pad kan 'n mens nou die walle sien van die soutpanne waar die water ingepomp word sodat die sout kan uitdroog en dan bymekaar gemaak word om in potjies en in sakkies te sit. Dit is baie gevaarlik vir 'n voertuig om in die soutpanne te land. Jy weet nooit hoe diep die water is nie. Die grond is nooit heeltemal gelyk nie en jy kan baie maklik jou hele voertuig verloor wanneer jy daarin ry. Hulle sê dat Pelican Punt die tuiste is van ongeveer 480,000 robbe, behalwe al die ander sweterjoel, seevoëls en diere wat daar ook is. Een mens ry 'n hele paar kilometer so deur die soutpanne. Is basies 'n soutpad waarop jy ry ook. Maar jy ry 'n hele paar kilometer so deur die soutpanne. Daar's baie keer 'n bietjie water aan die regterkant, baie keer 'n bietjie water aan die linkerkant, baie keer water aan weerskante. En dan begin jy wonder, het jy nou die regte besluit geneem
om hierin te voeter. Wat vir my nogal interessant was, die vorige keer toe ons hier was, 7 jaar van tevore, het dit heeltemal anders te gelyk, as gevolg van die soutpanne wat natuurlik heeltyd verander. Ek kon nie eens onthou watter kant toe om te ry nie, en ons het so effentjies verdwaal ook voordat ek by die regte punt uitgekom het, waar ons eintlik moes regs draai na Pelican Point. Maar ons is daarom op die regte pad. Net wanneer jy begin dink dat die pad eintlik nou te lank is, en dat jy wel op die verkeerde pad is, dan sien jy nee, daarvoor is hy. Hier voor ons is Paaltjies. Dis 'n baie gewilde visvangplek naby Walvis Baai. As jy links draai, op die strand langs, dan ry jy na Sandvishawe of Sandwich Harbour. As jy regs draai, dan ry jy na Pelican Point. Hier op hierdie punt het mens altyd so effens 'n huiwering. Die vorige keer toe ek hier was, moes ek 'n ou met 'n dubbelkajuit 4x4 bakkie help om sy voertuig uit die sand uit te grawe, voordat ons hier kon inry. Dit is hier waar die avontuur begin. Na die aanvanklike stukkie baie swaar sand, daar op die draai, raak die pad later tamelik hard, maar hy is baie bedrieglik op party plekke. En jy sal sien verder aan, dan raak die sand weer swaar. Die ander probleem is, daar is nie 'n enkele pad na Pelican Point toe nie. Pelican Point is wat hulle noem 'n sand spit, of 'n sandspoegie. Dis basies 'n breë strook sand in die see. En Pelican Point is die rede hoekom Walvis Baai 'n baai is. Jy ry op 'n breë strook sand. Aan die linkerkant is die stormagtige branders van die Atlantiese Oseaan. Aan die regterkant die kalmte van die Walvis Baai Lagoon. Pelican Point kan enige tyd van die jaar besoek word, maar Desember tot April is gewoonlik wat hulle noem hoogseisoen. Dan is hier allerhande trekvoëls wat die somer hier spandeer.
But as they say, don't try this at home. As jy nie weet hoe om sand te ry nie, of as jy nie die regte voertuig het nie, moet asseblief nie na Pelican Point toe probeer ry nie. Dit is 'n gevaarlike area, jy kan maklik vasval, en jy kan maklik die aand daar spandeer voordat iemand vir jou sal kom help. Want daar is nie heeltyd mense wat heen en weer ry daar nie. Ons is nou hier naby die vuurtoring. Hier naby aan die vuurtoring is jy mos nou naby aan die punt van die sand waar die Atlantiese Oseaan basies ontmoet met die water in die strandmeer van Walvis Bay. Daar aan die ander kant is die ou jetty van Walvis Bay en daar kan jy nog die oorblyfsels van 'n wrak ook sien. Geen kamera kan hierdie plek vir jou beskryf nie. Jy sal self 'n plan moet maak om hier uit te kom. Dit is baie moeilik om vir iemand te verduidelik hoe mooi dit is.
Ok, die water kom nou tot hier by die kar. Hoogwater is so oor omtrent so oor 0:30. Dis tyd om te ry. En dis nou weer die einde van vandag se video. Ons sien julle weer volgende week.